Goeiemôre julle wonderlike mense. Julle gedink julle is vir my ontslaag geraak, nee. Nie glad nie so maklik nie. Ek is weer 'n keer terug op my pos en vandag kuier ek saam met die voormalige ambassadeur, politikus, besigheidskonsultant en skrywer van 'n pas vrygestelde boek, Being There, Tony Leon. Goeiemôre. Goeiemôre Davie, baie dankie vir die geleentheid. Lekker om weer met jou te gesels. Ons gaan oor jou boek gesels en ons gaan politiek gesels en ons gaan ekonomie gesels. Ons gaan allerlei dinge doen. Ek sien verskriklik uit om saam met jou te kuier vandag. Ek sien uit daarna ook. Laat ek jou voorstel aan die res van die span. My agbare kollega, het jy gedink jy gaan so maklik vir my Ons ontslaa het raak? baie na jou verlang, hoor regtig. Nou baie welkom. Dr. Judy is terug met 'n splinternuwe reeks in leefstylsake en vandag gesels Annika met haar oor velkanker. En in vroue sake kuier ek saam met 'n vroue wynmaker agter een van ons land se bekendste handelsmerke. Hallo. Collega, is jy dit met my eens dat Tony die mooiste van Leon. van Ja, ek het geweet dit gaan kom. Jy het gewag daarvoor die hele oggend. baie welkom, is lekker Baie weer te hê, dankie, Tony. Leon. In ons weeklikse sake fokus, kyk ons na suksesvolle ondernemings van reg oor die land en gesels met vindingryke entrepreneurs hier in die ateljee. En natuurlik sonder Corlie is die span glad nie voltallig. Hallo Corlie, wat eet ons? Môre Davie. Nou ek bederf julle vandag met 'n heerlike 3 bessie krummel nagereg met chantilly room. En die geure gaan ons wyn van vandag welgegin se Old Vines and Salt perfek komplementeer. En natuurlik wil ons weet wat gaan met die weer. Goeiemôre aan jou. Goeiemôre Davie, goeiemôre kykers daar by die huis. Ons het hierdie week lekker koud gekry met daardie groot koue front wat Dinsdag verby die land beweeg het. Maar nou hierdie naweek is dit nie te koud nie. Ek gesels met jou daaroor in weersake en in landbousake gesels ons oor opvolgbeplanning 'n bietjie later. Nou ek wonder of daar nou nog 'n koue front op pad is. Die weer het behoorlik gedraai. Die winter is hierso. Kom ons hoor dit sê Annika. Jou lewe lank bestudeer jy die weer, die grond, mense en vooruitgang. Alles dui op een ding. Sonder mekaar kan ons nie. Hierdie week het ons 'n voorsmaakie van winter gehad met ysige koue nadat 'n koue front Dinsdag by die land aangekom het. Maar vir hierdie naweek is dit nou nie te koud nie. Ons verwag dat dit koel gaan wees oor die sentrale deel van ons land, maar steeds sonnig. So in die middag gaan dit darm 'n bietjie warmer word en dan ook warmer toestande vir die Kaap-provinsies en oosweer vir die volgende paar dae langs die kus van Namibië met die temperature wat daar so rondom 30 grade Celsius gaan wees. Vir vandag verwag ons dat die minimumtemperature bo vriespunt sal wees. Dit gaan 'n helder nag wees en dan vir Sondagmiddag verwag ons dan weer eens droë toestande vir Suid-Afrika. Dit bly koel op die Hoëveld en die sentrale deel met daardie matige weer wat steeds voortduur in die Wes-Kaap en ook in Namaqualand en dan die oosweer soos ek reeds genoem het ook in Namibië vir hierdie naweek. Kom ons kyk na jou temperature: 21 in Pretoria, 19 in Johannesburg en dan sonskyn weer vir beide Saterdag en Sondag. Sondag verwag ons 'n minimumtemperatuur van 9 in Mahikeng en Rustenburg en 7 in Modimolle. Langs die ooskus van Suid-Afrika 24 in Richards Bay met 22 in Durban as 'n maksimum vir Saterdag en vir Sondag verwag ons dan ook sonskyn weer reg oor die streek, maar ysig koud rondom Bethlehem met 'n oggendtemperatuur van 3 grade Celsius. Dit is nie te koud in die Oos-Kaap hierdie naweek nie. Ons sien dat die maksimum temperature so lieflik rondom 25 grade Celsius gaan draai vir Saterdag en vir Sondag selfs 'n bietjie warmer met 28 dan in Port Elizabeth of Kebega en 24 in Graafrenet. Dit is ook 'n lekker naweek langs die Suidweskus met 26 in die Moederstad as 'n maksimum, maar heelwat kouer na Sutherland se kant toe met 'n maksimum daarvan 18 vir Saterdag en vir Sondag sien ons dan 24 in Kalvinia en 29 in Vredendal. Vir die Noord-Kaap is jou middagtemperatuur Saterdag 23 in Appington en 21 in Kimberley en dan sien ons daardie oosweer in Namibië met 32 in Walvis Bay as maksimum vir Saterdag en vir Sondag 29 met 26 dan in Loudrich. Die nuwe week begin steeds met daardie koel en droë toestande in sirkulasie oor Suid-Afrika, maar nou is daar 'n kans vir 'n bietjie reën hier in die suidweste van die land, hoofsaaklik in die Oeverberg en matige toestande langs ons ooskus met steeds oosweer vir Namibië. Dan maandagnag en dinsdagoggend sien ons dat die reën verder ooswaarts versprei, nou ook na die tuinroete en die kus van die Oos-Kaap en aangrensende binneland, terwyl minimumtemperature so rondom 4 grade Celsius gaan draai.
Dan vir Dinsdagmiddag sien ons dat die reën nou selfs ook dele van KwaZulu-Natal bereik, die suidkus van KwaZulu-Natal en die ooste van die Oos-Kaap, terwyl dit koel gaan wees oor sentraal Suid-Afrika, maar warm in die Laagveld met matige toestande wat nou terugkeer na die Noord-Kaap. Kom ons kyk na jou minimumtemperature, so rondom 5 grade Celsius vir maandagoggend in die Vrystaat. Dan maandagmiddag is die maksimum in Richards Bay 25-22 in Durban en dan vir Dinsdagoggend sien ons dat dit steeds koel bly hier oor ons binneland met 'n minimumtemperatuur van 5 in Bloemfontein en daardie middag sal die kook dan styg tot en met 18 vir Bloemfontein, 20 in Kimberley en ook Kaapstad. Wat die wind betref, is dit 'n matige noordwestewind oor ons westelike binneland vir Saterdag, 'n lig tot matige wind hierdie naweek in Kaapstad met 'n matige noordoostewind langs die kus van die Oos-Kaap wat dan verskuif na die kus van KwaZulu-Natal vir Sondag en steeds ligte winde in die ooste van Suid-Afrika. Dit is jou weervoorspelling vir die volgende paar dae. Ek sit Woensdag weer 'n opdatering op ons sosiale media blaaie. Volgende in landbou sake gesels ek met Marcel Hatting oor bestuursopvolging in 'n boerdery en hoe om daarvoor te beplan. Landbou sake word met trots geborg deur Winfield United South Africa. Ons glo in landbou in Suid-Afrika en stap die pad saam na 'n volhoubare toekoms. Winfield United South Africa. Ons lei vooruitgang in landbou. Soos julle gehoor het, gesels ek met Dr. Marcel Hatting. Goeiemôre Marcel, dit is heerlik om jou weer hier by ons te hê. Dankie Annika, is altyd lekker om op bytsake saam te kom kuier. Nou vandag gesels ons 'n bietjie oor opvolgbeplanning, veral in landbou en in die agri-sektor. Ja. Maar hoe verskil opvolgbeplanning van byvoorbeeld personeelwerwing? Ja, dit is iets nogal in die personeelwêreld wat baie kere de mekaar is. Personeelwerwing is letterlik, ek het 'n pos beskikbaar, of dit nou op 'n plaas of binne 'n landboufabriek mag wees, en ek het letterlik net 'n nuwe paar hande nodig om die werk te kom doen. Opvolgbeplanning het natuurlik daai gedeelte ook. Jy kan nie laat 'n plaashoof of uitvoerende leier aanbeweeg en iemand in die rol sit wat nie die meriete en die ervaring het nie. Maar die oomblik as ons van opvolgbeplanning praat ons eintlik meer van een generasie leierskap wat na 'n volgende generasie leierskap moet gaan. As jy miskien in 'n klein primêre boerdery kyk, 'n pa miskien wat die land geboer het vir klomp jare, het die hoop dat sy seun of dogter miskien sal oorvat en aanhou met daai nalatenskap binne in dit. En op die oomblik in Suid-Afrika begin ons bietjie negatiewe patrone sien rondom hoe opvolgbeplanning nou besig is om te gebeur. So kan jy vir ons 'n beeld skets van opvolgbeplanning wat tans in die landbousektor in ons land plaasvind? Ja, daar's natuurlik deur baie van ons navorsingsinstituut gereeld nuwe data statistiek wat uitkom en letterlik 'n maand of 2 gelede was daar in die Wes-Kaap 'n baie interessante navorsingsstuk gepubliseer wat vir ons wys dat amper 2/3 van ons landbousektor se maatskappye regdeur tot by die primêre boere glad nie 'n opvolgbeplanning in plek het nie. Helfte van hulle weet nie eers waar om te begin om dit in plek te kry nie. So dit ongelukkig sê vir ons daar's miskien so bietjie moeilikheid op pad as ons nie regtig waar sit en begin 'n plan maak om seker te maak dat die generasie, as ons kyk na ons kinders en die weet wat daarna gaan wees, dat Suid-Afrika nog steeds op 'n goeie plek gaan wees in voedselsekuriteit en alles. So om dit dan nou aan te spreek wat jy nou net gesê het, hoe en wanneer begin 'n mens dan met opvolgbeplanning? Ek sê altyd vir mense, as jy iets het wat aangegee kan word, dan moet jy onmiddellik al reeds begin dink daaraan. So selfs al is jy 'n entrepreneur wat nog baie vroeg is om 'n nuwe onderneming te begin, moet jy al reeds begin dink waarna toe gaan hierdie ding. En baie kere natuurlik in ons landbousektor is dit van 'n familiebloedlyn om te kyk wat gebeur met die kinders, wat is hulle ambisies, waarna toe wil hulle gaan. En as ons sien dat die familiebloedlyn nie meer daar gaan wees nie, moet ons die vraag begin vra, wie is die ander plaaswerkers of wie se bestuurder wat ons kan inkry, en dan moet ons begin vra ook wie gaan op die einde van die dag die eienaarskap. Ons weet almal van die land en die grond kwessies wat op die oomblik is, maar wie moet aangaan om die eienaarskap te vat, laat daai, gaan ons sê weer eens, primêre landbou kan voortgaan om nog steeds die lewering van kos te kan doen. Marcel, baie dankie dat jy vandag met ons kom gesels het. Dis 'n groot plesier en ek wil ook dankie sê net vir Winfield United en die geleentheid wat hulle ons gun vir hierdie gesprek vanoggend. Natuurlik. Hierna begin Charlene met die eerste van ons kuiers met politikus en skrywer Tony Leon.
Welkom weer by Ontbytsake as jy nou weer ingeskakel het. Ons gesels met die voormalige ambassadeur en politikus Tony Leon en nou ook skrywer van Being There. Tony, weer baie welkom. So I introduced you now as a former politician and I recall a moment in this book where you said to yourself, and that was during the height of the GNU negotiations, where there was a real tension about whether this project would work or not. And you said to yourself, but I'm not a politician anymore. I am just a private citizen. And I'm curious, does there come a shift in the agency you feel you have because you're not in the circles of political power anymore, but you're just a citizen? Absolutely. Look, nothing is as an ex, Charlene. So I was the ex-leader brought in by the current leader into those very difficult negotiations which led to the RNE, the GNU. And I kept reminding myself, I'm no longer in charge. It is a bit strange when you have been in charge and many years later you come back into the room and someone else is in charge. So I just kept reminding myself, memo to self. Jy is nog hier, maar jy is nie in jou die hoedanigheid wat jy was in die gelede hier nie. So that was a bit of a mental shift, but I tried to check myself, yes. Yeah, but one does get the impression that there's a real sense of relief to not be so part of it anymore. You don't have to say yes to media interviews and you can sort of step away from the absurdity that social media sometimes makes of political interactions. Are you relieved? Absolutely. Charlene, listen, it's great to be here this morning, but in the alchemy, as they say, I remember when I stood down as leader of the party and from Parliament in 2009, iemand het vir my gesê, dis soos 'n klip deur jou maag. You're now going to feel this immense relief. Yeah. And in a way I do. Look, I keep a hand in, not by interfering, but, I write weekly for News 24. I do meet interesting folk like you on interviews. And but as a citizen, not just because I was once a political, MP and so on, as a citizen, I do care about the country. And so I'm engaged with it because, I'm now looking at, what's it going to be? And all that work that I and others did, and I described some of it for all those years, to bring the opposition from where it was right into government. As they also say, het ek my tyd gemors of nie? And so you hope that, you did something or you helped do something that will help bring the country to a better direction and destination. And as they say in America, the jury's still out. Yeah. What surprised me about the structure of the book, though, was that you waited until almost the very end, the last quarter, before you dropped a true gem about where this fire for political ambition originated. Tell us about your childhood and specifically the influence of your mother. Yeah, my mother had a huge impact on me and my brother, I must say, because, all mothers do, of course. But in terms of politics, so we were very little in Durban, and my ma said to us, and Durban was a very prejudiced place. I mentioned the book, not just against blacks, but not so loving the Afrikaans, so the Engelsers that I grew up with. I'm English, as you know. And it was, my ma, took us in her car, and she took us into the townships, I suppose about 7 or 8, and she said, boys, this is how most South Africans live. Not like you living this nice middle-class life in a nice house and with servants running around. And so we were exposed at an early age to what you might call the old system and what it consisted of. On the other hand, and I also make that point because you've got to be honest, I enjoyed the unearned, unasked privileges of apartheid, to quote someone. So if you were white, middle class, growing up in Durban as I did in the 1970s, life was fantastic. Except for those, the majority of whom it wasn't fantastic. So at least I was aware of that. But I still had the benefits of being a white boy in Durban then. Yeah. I'll continue talking to you just now, Tony. Maar eers gaan besoek ons welgegind Heritage Wines op die Go Wellington wynroete as deel van ons wyntoerisme reeks. En daarna kry Corley die geleentheid om met die einste wyn hier in die kombuis te werk. Hierdie reeks oor wynroetes in Suid-Afrika word met trots geborg deur Winfield United South Africa. Ontbytsake besoek vandag welgegind Heritage Wines in Wellington. Welgegind is in 1777 gestig en die eerste titelakte vir hierdie pragtige plaas
is in 1781 ten gunste van 'n Rolof van der Merwe geregistreer en het 3 morgrond beslaan in wat destyds die wagenmakers van Ley genoem is. Vandag is hulle bekende produsente van 'n nisreeks bekroonde wyne van oorsprong, wat die unieke kenmerke van hulle terroir en erfenis wingerde vier. Die werf by Welgegind bied luukse akkommodasie in die pragtige gerestoreerde en versierde historiese herehuis en tuinkothuise. Wynproe geskied op afspraak. Hulle erfenis en gesertifiseerde 50 jaar oue wingerde maak hulle uniek. Dis 'n niswynplaas met baie beperkte hoeveelhede premium wyne wat jaarliks geproduseer word en slegs beskikbaar is by uitgesoekte afsetpunte. Welgegind Heritage Wines. Besoek hulle vir bekroonde uitsoekwyne van uitstekende gehalte en geniet sommer ook hulle wêreldklas akkommodasie en gasvryheid. Besoek Ontbytsake se sakewinkel en plaas nou jou bestelling vir die Go Wellington wynroete se spesiaal voorbereide kuskeurwyne uit die streek. Beskikbaar gestel deur Get Wine. Welgegind se Sinsou 2021 is 'n lieflike helder wyn met diep perskakerings en geure van vinkel, seder, allspice, moerbei en brambessie. Dit smaak heerlik saam met ryk vleisbreedies, ossobuco, tuna en selfs hoender. Nou 'n heerlike nagereg vir dwars deur die jaar, gepas vir enige geleentheid wat jy maklik en vinnig kan voorberei. Nou jy bak dit in die oond en moet dit warm bedien, alhoewel dit steeds heerlik teen kamertemperatuur sal wees. Nou kom ek spring weg en verduidelik gou wat om te doen. Nou jy gebruik 3 tipe bessies. Ek het blou bessies, frambose en arbeie hier voor my. Nou ek het hier in die groot glasbak reeds al die bessies opgesny en ingesit en nou al wat volgende gebeur is 'n paar bestanddele wat ek hier bysit. En onthou dit is alles lekker vars en hier gebruik ek sommer strooisuiker en gooi dit net bo-oor en dan hier het ek omtrent so 2 eetlepels mielieblom cornflour. Ek hoop ek sê dit is die regte woord. Dit gooi ek net daar bo-oor, is net laat hy 'n lekker dik sous vorm en dan het ek hierso suurlemoenskil. Ek hou van die suurlemoenskil altyd in iets want dit het net so 'n bietjie ekstra geur en dit is so hele suurlemoen wat ek daar lekker gerasper het. En dan hierso is die vars suurlemoensap van dit. Nou hoekom ek dit oorgooi, dit gee net daai ekstra bietjie vloeistof en natuurlik die lekker smaak daarvan. Nou al wat jy nou gaan doen, is jy gaan dit goed meer deurmeng en dan wat gaan gebeur as dit so oomblikie staan, gaan al die sappe lekker vorm en dan gaan ek vir jou nou wys as ons dit in die bakkie sit. Ek het al een hierso gedoen. Dan as ons nou aanbeweeg, gaan ons nou lekker die krummels wat bo-op is en in my staanmenger het ek hier net gewone koekmeel. Ek het oats of havermout in Afrikaans en dan het ek 'n mengsel van breinsuiker en gewone witsuiker of strooisuiker. Ek het strooisuiker hier in en al wat ek nou gaan doen is ek gaan dit alles hier binne ingooi. So maklik soos dit. En dan net so 'n bietjie so knippie sout hier binne in, 'n bietjie kaneel. En dan hierdie is so 125 gram se botter wat ons ook insit. Nou al wat ek nou gaan doen is dit deurmeng met die menger hier langs my op 'n lae spoed totdat dit krummelrig is. Nou wanneer ek terugkom, wys ek julle hoe ons die nagereg aan mekaar sit en gereed kry vir die oond. Nou Charlene gesels nou verder met Tony Leon. Tony lyk baie beïndruk. Ek dink hy weet hy gaan lekker eet, né? Ja. Dit is nou nie Nando's of ete by La Perla nie. En as jy daai wil verstaan, dan moet jy die boek koop en lees. Tony, we ended the previous interview talking about your childhood a bit and the influence of your mother. And at times this book gets really personal. I mean, you talk about the passing of your dad, a judge, and how that was handled by the media. Ja. Being misquoted or quoted out of context about party, racial, political decisions. And then your relationship with Madiba that seemed to swing between
hostility and cordiality. Now, that's all very dynamite terrain, and you handled all of that very well without any vexatiousness. I'm genuinely curious, was there ever a moment where you were tempted to use this book as a kind of reckoning? You had all the notes in your journals. Well, no, because I think that's a waste of energy, really. And I want to try and be fair, you know, what's die woord, billikheid, ek dink dis baie belangrik. But I also wanted to say things as they actually were from my point of view. You know, this is my account. It's not the only account. I don't know if you remember many years ago, Spike Milligan, who's a humorist, he was a private soldier in the Second World War, and he wrote a book called Hitler, My Role in His Downfall, because, you know, so we all make a contribution, some big, some small. But I also wanted to correct a lot of the narrative. For example, Mandela, I had a lot to do with him, but there were sides of Madiba that were not always on public display, and I go into those, and I was very inspired by the Johnny Steinberg book where he spoke about Mandela's masks, because any successful politician or great leader is not just one thing, he's many things, and some of those things contradict themselves. With my dad, when he died, it was like a massacre. It was completely untrue. He was held responsible for a death sentence he never gave on an accused person he'd never met. But that was really to have a go at me, you know, the son of the apartheid hanging judge. It was a complete mad description of my very liberal and decent dad. So I just thought, I'm going to just put the record straight as it is and explain actually what's behind so much of what we would call today fake news. And I then, as you know, Charlene, I then widen that out, because actually fake news has powered movements that now govern countries. Presidencies have been created out of it. And so it's not confined just to what someone said about my late dad. And it gives us sometimes the leaders that we have now, which are not always the most efficient leaders for the time, a very complex time. What do you think about leadership in South Africa today? Well, I think there's a problem, and the problem is, and we go right to the end of my book, I use Dean Smuts, who was a very distinguished colleague of mine who died relatively young, 8 years ago, as an example of how an effective parliamentary or political life can be lived. And it's one that, as we say in Afrikaans, jy moet by jou beginsels staan. Dis nommer 1. Nommer 2, moed, courage, is the indispensable requirement if you're going to really make a worthwhile contribution in politics. And number 3, most important in a way and most missing in South Africa, is a hinterland. In other words, you have some other background, you did other things with your life, you're not just a politician. And politics isn't just a career where you say, ek soek werk. Because if that's what it is, then why are you in politics? And I did a survey of the cabinet last year before the new government, and I think every single member of the South African cabinet, with perhaps 3 exceptions, had either been a professional politician or a trade unionist. So they had no other experiences to bring into the political leadership. And that, to me, is a problem. Tony, thank you very much for being there. Thank you for all the backstories. And I can only recommend this book to you. It is a great read. Thank you very much for coming to visit us today. Daarby gesels ook later met Tony, maar nou is dit eers tyd vir Sake Fokus oor na die ander Leon. Hi, ek is André Pollard. En as dit by besigheidslenings kom, kies ek vir Pollen Finance in my span. Welkom by die Sake Fokus, waar ons die kollig plaas op ons land se besighede en entrepreneurs. Eerste aan die beurt is 'n nuwe kantoorpark, gerieflik geleë in Centurion, en daarna gesels Dawie met Ryk Neetling oor 'n spog aftreeoord in die Parel. West End Office Park in Centurion bied uitstekende kantoorruimte met uitsonderlike sigbaarheid langs die N14 hoofweg met maklike toegang tot hoofvervoerroetes, die ideale ligging. Dis 'n klipgooi weg van die Centurion goudtreinstasie met 'n gerieflike pendeldiens tot jou beskikking, sowel as 'n verskeidenheid geriewe wat bydra tot 'n produktiewe werksomgewing. Dis toegerus met noodwater en kragtoevoer en geïnstalleerde vesel. Die besettingsdatum is 1 November 2025. Besoek appcondev.co.za en bespreek jou nuwe besigheidsadres.
Ek gesels met Ryk Neetling en hy was al voorheen hier gewees. Hy is die handelsmerk en bemarkingsdirekteur van Waldewee Groep. Goeiemôre aan jou. Goeiemôre Dawie, lekker om terug te wees. Lekker om met jou te gekuier natuurlik. Hulle sê Waldewee is die veiligste aftreeoor in Suid-Afrika, maar dis nie net dit nie, daar is ook 'n sekere vereistes waaraan jy moet voldoen as jy 'n voornemende koper is daar. Wat is dit? Kyk Dawie, op Waldewee, daar kan jy regtig met jou deur oopslaap. So, weet dis nou nie nuus gewees. Ja. Dit is baie veilig en met die aftreeoord moet jy ten minste 65 wees om daar te kan koop. So dit is half die laaste gedeelte van die ontwikkeling. Weet waar ons nou besig is en ons het nou net 'n nuwe fase geloods. So ja, ons is baie opgewonde daaroor. Dis nog 20 jaar of so voordat ek daarby is, maar ek sou dit in gedagte hou. Maar julle is besig nou met die Waldewee Evergreen Lifestyle Center. So as dit nou klaar is, dan gaan dit die omgewing nog verder verbeter. Vertel my meer daarvan. Ons is baie opgewonde daaroor. Ja, ons het 'n tydelikse klubhuis op die oomblik, maar hierdie ene is 4000 vierkante meter. Ek kan nie dink dat daar nog so fasiliteit is vir aftree ontwikkelings in Suid-Afrika nie. Dit het 'n massiewe restaurant, daar's 'n deli, daar's 'n kroeg. Verskeie gimnasiums, binne sy 'n swembad. Ja, so dit is al vir laaste stuk van die legkaart van hierdie ontwikkeling en ja, so binne die volgende 2 maande moet dit klaar te wees en die gesondheidsorg is ook ongelooflik. Daar's ons dokters, daar's klomp spesialiste, ons het 'n ambulans wat net vir Waldewee inwoners daar is. So ons kyk regtig na die gesondheid, welstand en dit is 'n ongelooflike mooi plek om te woon ook. Daar is ook verskillende eienoms of eienaarskapsopsies beskikbaar. Vertel my daarvan. Ja, ons het 2 en 3 slaapkamer huise en dan is daar 1 en 2 slaapkamer woonstelle. Op die huis is dit so van 5.4 miljoen rand af en die woonstelle is van 2.1 miljoen en verhuuring van 16.000 rand 'n maand. So ons dink vir die Kaapse wynlande is dit nogal baie billik en ek dink by verre die goedkoopste om op Waldewee te woon. Hierdie lewensreg tipe van model, hoe werk dit? Ja, dit is basiese jy kan in die eiendom bly vir so lank as wat jy lewe en ek dink dit skep ongelooflike bysaamheid, jy kan skuif van 'n huis af na 'n woonstel toe. So dit is basies so 'n langtermyn huur. Ja, dit werk baie goed en ek dink vir iemand, my ouers is nou daar op daai plek waar hulle volkome gemoedsrus het. So as jy ouers of as jy oor see is, jy weet jou ouers is in 'n goeie plek en ja, dit werk baie goed. So dit is eintlik 'n belangrike punt wat jy nou daar maak. So as iemand sou danse belangstel vir sy ouers, namens sy ouers, dan is dit miskien 'n goeie opsie. Dit is 'n baie goeie opsie en so ek sê 24 uur sorg, daar's 'n ongelooflike gemeenskap, daar's omtrent 500 van hierdie afgetredenes wat nou daarso woon en ek moet sê hulle die besigste sosiale lewe seker in die Kaapse wynlande. Hulle is aan die gang en hulle is woelig. Ja. En hoeveel mense is daar rowweg wat daar woon? Daar's 500 wat in die aftreeoord bly en op Waldewee het ons so 6000 mense wat daar woon. Dis 1000 hektaar en die mense wat daar aftree het toegang tot al Waldewee se fasiliteite. So jy kan 20-30 km gaan stap op 'n dag. Jy kan gaan fietsry. Dit is alles daar. Ryk Neetling is die handelsmerk en bemarkingsdirekteur van Waldewee Groep. Dankie dat jy vanoggend weer 'n keer by ons 'n draai kom maak het. Dankie Dawie. Daar het julle dit nou. Ons gaan nou reeds daarna kyk en daarna is dit tyd vir my ekonomiese sake. Waldewee Evergreen, geleë binne Suid-Afrika se nommer 1 landgoed in die Parel-Franshoek-vallei, is die veiligste aftreeoord ter wêreld. Hier ervaar jy volkomme gemoedsrus en 'n leefstyl soos min. Die aftreeoord vir individue 65 jaar en ouer bied 24 uur gesondheidsorg bystand, asook 'n toegewyde ambulansdiens op die perseel. Stylvolle 2 en 3 slaapkamerhuise is beskikbaar vanaf 5,4 miljoen rand in die gewilde Silver Leaf fase van die ontwikkeling. Die Waldewee Evergreen Luxury Suites bied die mees toeganklike manier om hier te kom aftree. 1 en 2 slaapkamer woonstelle is te koop vanaf 2,1 miljoen rand met huuropsies ook beskikbaar. As inwoner geniet jy onbeperkte toegang tot al die wêreldklas geriewe van Waldewee Estate. Besoek waldeweeevergreen.co.za
en kom wees deel van die dinamiese gemeenskap van meer as 550 inwoners. Wel uiteindelik, lyk my ons het almal begroting en dit is nou ten spyte daarvan dat daar wel 'n klomp belastingverhogings is net so te loop. Maar heel eers dit. En dit is die minister van Finansies sê sy ekonomiese groei vooruitsigte vir die jaar heelwat verlaag in vergelyking met begroting nommer 1 en begroting nommer 2 of die eerste en die tweede poging vir 'n begroting. Aanvanklik het hy gesê die ekonomie gaan so amper teen 2% groei, nou gaan hy so rofweg teen 1,5% groei. Is dit waar? Gaan ons 1,5% ekonomiese, 1,4% ekonomiese groei sien? Ek glo nogal nie so nie. Ek dink gaan waarskynlik nader aan so wat 1% of selfs laer as dit weer. Dit beteken ook, onthou nou, die staat se belangrikste bron van inkomste is die ekonomie. Die staat kry al sy geld om te funksioneer, kry hy uit 'n ekonomie uit. En as hierdie ekonomie nie groei nie, dan kry die staat natuurlik nie genoeg inkomste nie. So nou 'n paar spesifiek, so dis die eerste ding wat hy aangekondig het. Nog 'n ding wat hy aangekondig het en dis ook belangrik. Elke jaar sê die elke jaar as hy begroting lewer, sê die minister van Finansies, die skuld is te veel, ons moet die skuld minder maak. Ons gaan die skuld minder maak, maar eers volgende jaar. Dit is presies dieselfde hierdie keer. Ons gaan nie hierdie jaar die skuld minder maak nie, maar volgende jaar. En kom volgende jaar, dan weer volgende jaar. Ons is op pad na 'n finansiële krisis as ons nie iets doen aan die staat se finansies nie. Die staat se skuldvlakke is besig om heeltemal hand uit te druk. Aan die inkomste kant 'n paar aankondigings, 'n klompie kleiner belastings is verhoog, maar die belasting op brandstof, die brandstofheffing, dit is ook verhoog. En eintlik is dit maar dieselfde as 'n verhoging in BTW. Dis 'n indirekte belasting, is 'n regressiewe belasting en die armer mense gaan ook daarvoor betaal. Dieselfde as met BTW. So hoekom die DA nou daarvan hou en nou nie van 'n BTW-verhoging nie, weet ek nie. Maar waar dit sê 'n BTW-verhoging kan miskien selfs beter gewees het op voorwaarde dat van die ander meer skadelike belastings verlaag word, wat natuurlik nie gebeur het nie. Inteendeel, persoonlike inkomstebelasting is verhoog deur die agterdeur, deur 'n skelm kunsietjies wat die politici altyd doen. Hulle doen net niks nie en die effek van fiskale sloering beteken jy betaal uiteindelik meer geld, meer belasting op die ou end. Aan die uitgawekant nie veel van 'n verandering nie, 'n paar verminderinge in uitgawes hier en daar, maar grootliks bly die staat se finansies onveranderd en grootliks is die staat se finansies op pad na 'n ramp toe. Ons sal sekerlik iets hieraan moet doen, maar eers volgende jaar. Hierna is dit die nuusake en ek gesels met die gesoute joernalis, Tim Du Plessis. Wel, mens kan seker sê gesoute joernalis of deurwinterde joernalis. Tim, goeiemôre aan jou. Dankie Dawie. Lekker om jy te Baie lekker vir my ook. Uiteindelik het ons nou 'n begroting. Ek is seker die ANC en die DA het agter die deure lank met mekaar gestry en gekibbel om uiteindelik seker te maak dat die DA ten minste op dieselfde bladsy is hierso. Maar hier's nog steeds 'n belastingverhoging en die DA sê nou niks nie, hulle nou ondersteun. Nee, is reg, jy weet. En soos jy sê, volgende jaar vir die ANC solank alles net weer kan terugkeer na business as usual, dan sal op hulle gelukkigste. Niks doen is hulle default posisie. Ja, wel die groot storie natuurlik, selfs groter as die begroting hierdie week, was natuurlik wat nou gebeur het in Washington. Ja. En dit was nou omtrent 'n petalje, sou ek sê. Oorhoofs. Ja. Is dinge beter vandag as voor hierdie vergadering? Wel, ek dink ja. Ek meen ons is nou, jy weet, almal het nou vir Ramaphosa so geprys omdat hy die regte temperament aan die dag gelê het en hy het nie die aas gevat wat Trump vir hom uitgegooi het of so nie. Hy het eintlik maar net sy verstekposisie is mos om niks te doen nie. Hy het eintlik maar net in daai posisie ingegaan. Ja. Maar daai moes die 7 aakligste minute van sy lewe gewees het. Ja, hy het Sies tog, jy weet, mense hom skoon jammer gekry het. Dit het nogal. Terwyl hulle nou daarna hierdie goed moet sit en luister. Jy weet in die president het daar bestaan nie met te gehoor, hy sê ons president. Het hy gesê I have condemned those statements. Dis nou Malema se kill the farmer, kill the bull. Dis nie waar nie. Dis nie waar nie. Toe daai saak die konstitusionele hof se uitspraak gaan en AfriForum daarop reageer of van die ander organisasies, het die media vir sy woordvoerder vir Vincent Ngwenya gevra. En toe het dit gesê die president sê niks met hom te doen nie, gepraat met die howe. Hy het 'n geleentheid gehad om dit te veroordeel, hy het dit nie benut nie. So dis 'n belangrike punt wat jy nou maak en ek wou daarna toe terugkom. Ek wil net vinnig net aan Donald Trump raak. En Donald Trump
Ja, kom ons wees nou maar eerlik. Hierdie is dan 'n onkonvensionele manier om 'n of 'n gesprek tussen twee staatshoofde te fasiliteer, is dit die regte woord? Absoluut. Kyk, jy weet, onthou net, hy het sy merk gemaak in realiteitstelevisie. Wat is hier The Apprentice? Ja. 13 jaar lank, en wat hy geleer het daar, sê sy biograaf wat al 4 boeke oor hom geskryf het, Michael Wolff. Hy sê wat Trump geleer het is, kykers, ratings, kykergetalle is alles. En kykers hou van konflik. En konflik stoot ratings op. So dit was, jy weet, dit was die geval met Zelensky gewees, en dis die geval nou. Maar hierso is die punt, dis nie die soort aandag wat Suid-Afrika wil hê nie, want wat daar uitgekom het is, Trump wou hom nou daar verneder het oor die legende, oor die witte moorde, volksmoord of whatever ook al. Die konsensus wat uitgekom het, Suid-Afrika het 'n verskriklike misdaadprobleem. Dis korrek. Ek en jy weet dit al jare lank, en elke mens wat in hierdie land bly weet dit. Maar nou weet die hele wêreld dit, en nou wat gaan hulle nou daaromtrent doen? Die ander positiewe ding is, jy weet, wat ons nou weer, wat Woensdag 'n verdere manifestasie van was, en dit is die ANC se beweegruimte word kleiner en kleiner. Hulle kan nie meer maak en breek soos wat hulle wil nie. In 30 jaar is hulle nog nooit so ingekamp soos nou nie. Die oë van die hele wêreld is op hulle. En die president moet nou iets doen. Hy moet nou soort van allerhande mooi broodjies bak daar, het hy nou daar gedoen. Na die ete het hulle blykbaar lekker gekuier en jy weet. Ja, wel ek het so gekyk na die president, die is heeltemal reg, hy het vir my skoon verskrik gelyk. Maar ek wil oor hierdie volksmoord wil ek net iets noem en hoor wat jy sê. Dit is so, hier is nie 'n volksmoord teen Afrikaners of teen wit mense aan die gang in Suid-Afrika nie, en almal sê dit. Wêreldwyd het dit baie publisiteit gekry en almal sê untrue. Maar as mense die vraag vra, wanneer begin 'n volksmoord? Wanneer het die volksmoord teen die Jode begin? Het dit begin op die dag toe die eerste een doodgemaak is, of het dit voor dit begin? Het die volksmoord in Rwanda begin die dag toe die eerste persoon doodgemaak is, of voor die tyd? Dis maar net 'n gedagte, en ek dink hier's 'n klomp goed wat verkeerd is, en jy's reg, die president moes dit al lankal verdoem het. Die ander ding wat ek net wil sê oor, nou so ons weet nou almal daar's nie 'n volksmoord nie, en ons weet ook daar's nie onteiening sonder vergoeding. Daar het nog nooit arbitrêre onteiening plaasgevind nie. Maar dit beteken nie, en dit sluit aan by jou punt, dit beteken nie daar's 'n probleem met eiendomsreg nie. Eiendomsreg, private eiendomsbesit in ons land is onder druk. Dis nie net een klein insidentjie nie, dit is onder druk. Die ANC kom aanhoudend met aanslae. Nou, Timmy, ons moet klaarmaak. Lekker om saam met te kuier. Dankie dat jy vanoggend by ons het draai gemaak het. Mens los nie 'n pistool in 'n kleuterskool nie. Terug na Sake Fokus. Limmerey Privaat Aftreeoord buite naby Spruit is 'n plek om te floreer in jou goue jare en is boonop ook genomineer as een van Ontbytsake se besighede van die jaar. Kom ontdek gemak en sorg in hulle aftreegemeenskap. Jou reis na 'n vervulde en kommervrye aftrede begin hier. Hulle bied 'n verskeidenheid aanpasbare leefopsies om te verseker dat jy die perfekte blyplek vind. Of jy nou op soek is na iets knus of ruim, modern of klassiek, hulle verskaf buigsame ontwerpe en pryse om elke voorkeur te akkommodeer. Hulle is toegewyd om 'n koesterende en ondersteunende omgewing vir inwoners te bied. Elke inwoner sal gewaardeer, gerespekteer en betrokke voel by 'n lewendige gemeenskap. Dis 'n unieke en ekovriendelike aftreeervaring. Die hele eiendom werk op hernubare energiebronne met sonkrag wat skoon, doeltreffende elektrisiteit verskaf. Water word direk uit die natuur verkry deur een van die vele boorgate. Hulle verstaan ook dat jou troeteldiere familie is. Daarom verwelkom hulle harige metgeselle om by jou aan te sluit in jou nuwe huis. Of dit nou 'n loyale hond, 'n nuuskierige kat of enige ander geliefde troeteldier is, hulle glo dat die gemak en geluk van inwoners ook hulle troeteldiere betrek. Ons is deel van die Limmerey familie. Ons bly al 'n geruime tydjie hierso en ons ervaar absolute vrede en rustigheid hierso. Almal wat hier bly, al die inwoners, is soos familie. Ons kan nie vir beter vra nie. Ons het onlangs hierso by Limmerey familie aangesluit. Die rede hoekom ons dit gedoen het is as gevolg van die rustigheid van die plek, die kameraadskap van al die inwoners wat hier is. Ons is nie individue nie, ons is 'n familie. En die Bosveld is net die regte plek om rustig te wees. Limmerey Privaat Aftreeoord is opgewonde om aan te kondig dat 'n toegewyde verswakte sorgeenheid tans al 80% voltooi is.
Dit sal verseker dat soos wat jou behoeftes ontwikkel, jy kan voortgaan om die gerief en sorg te geniet wat jy verdien. Ek gesels met advokaat Stephanie Nudee van Everest Advisory, val ek oor my eie woorde services. Goeiemôre Stephanie. Môre Leon, lekker om hier te wees, dankie. Baie lekker om hier te hê. Vertel ons wat se tipe besigheidsversekering kry 'n mens? Jy kry twee belangrike tipes besigheidsversekering. Die eerste een is die koop en verkoop ooreenkomste en ek noem dit spesifiek ooreenkoms want daar is 'n ooreenkoms wat betrokke is by die versekering self en dan die ander een is die sleutelpersoon versekering wat ook baie belangrik is waar die maatskappy basies die eienaar van die polisse is. So daai twee dink ek is die belangrikste twee versekerings by besigheidsversekering. Goed, so jy sê nou koop en verkoop ooreenkoms, nie versekering. Hoe werk 'n koop en verkoop ooreenkoms? Okay. Koop en verkoop versekering is basies waar aandeelhouers versekering uitneem op die ander aandeelhouer of vennoot se lewe vir ongeskiktheid of dood en dan wat dan gebeur is as daai polis uitbetaal, dan vat hulle daai geld en dan koop hulle daai aandele van daardie aandeelhouer dan uit. Saam met daai is dit uiters belangrik dat daar 'n ooreenkoms opgestel word wat sê dat daai geld wat die aandeelhouer ontvang moet gebruik word om dan die aandele van die oorledene aan te koop. So kom ek gee vir jou 'n voorbeeld. Ek en jy is in 'n besigheid saam, ons is 50% aandeelhouers, so jy het 50%, ek het 50% en ons het 'n konstruksiemaatskappy. Dit klink vir my gepas. Daar's konstruksiemaatskappy se waarde is 20 miljoen rand, so ek neem 10 miljoen rand se lewensversekering op jou lewe uit, op dood en op ongeskiktheid en jy doen dieselfde met my. Nou ongelukkig Leon, kom jy in 'n motorongeluk en jy sterf. So wat nou gebeur is daai polis betaal uit aan my, ek kry 10 miljoen rand, maar die ooreenkoms sê ek moet daai geld gebruik om jou aandele te koop. Ek kan dit nie gebruik om 'n kar te gaan koop of om iets anders te gaan koop. So ek moet daai geld dan uitbetaal aan jou familie of aan jou boedel en dan kan ek daai aandele oordra na my naam toe. So dit is waar die ooreenkoms bykom by die versekering. Daar's sekere voorwaardes aan betrokke. Voorwaardes. Hoe werk die sleutelpersoon ooreenkoms op versekering dan? Sleutelpersoon werk bietjie anders. Hierso is dit waar die maatskappy 'n polis uitneem op die lewe van 'n sleutelpersoon wat sekere vaardighede het. So daai persoon is 'n belangrike agent in daai maatskappy se bestaan. So as hy dan te sterwe kom of ongeskik raak om te werk, dan verloor die maatskappy daai expertise van daai persoon. So daai geld word dan uitbetaal aan die maatskappy self. Die maatskappy vat dan daai geld en dan soek hulle iemand wat daai persoon kan vervang of om daai vaardighede in te kry. En dan kan hulle ook gewoonlik is daar verlies by die maatskappy wat gelei word as gevolg van daai vaardigheid wat nou uit die maatskappy uit is. En dan kan hulle daai geld gebruik om dan daai verlies te dek in die maatskappy. So die maatskappy is die eienaar. Net kortliks, wat is die voordele daaraan verbonde? Voordele vir die maatskappy dink ek is redelik ooglopend wat ek nou genoem het. Die voordele by die koop en verkoop ooreenkoms is ek gaan nie sit met jou vrou wat waarskynlik 'n haarsalon het of 'n tuiste skepper en sy weet niks van my maatskappy nie. Nou sit ek met haar en ek kan niks met haar doen nie. So dis die voordeel is ek kan jou aandele koop, ek kan aangaan met die maatskappy en dan die voordeel vir jou vrou en jou familie is hulle kry die geld en hulle kan jou lewe gaan vier. Baie dankie dat jy tyd gemaak het vanoggend dit te wees, Stephanie. Ek het geleer. Baie dankie, ek is baie bly om dit te hoor. Dankie Stephanie Leon. Nudee van Everest Advisory Services, hierdie keer sê ek het reg. Nou ja, ek gesels nou met ons projekbestuurder Estelle van Staden oor haar volgende sake fokus. Ons kyk eers na wat Everest Wealth bied. By Everest Wealth verstaan hulle dat die grondslag van welvaartskepping in die benadering tot beleggings lê. Die reis na welvaart kan vol uitdagings, fluktuasies en strikke wees. Sommige mense voel dis onoorkombaar, maar jy het 'n vennoot wat waarde in die reis self sien. Elke tree 'n tree na sukses. Daardie vennoot is Everest Wealth. Vir bystand op jou reis, SMS welvaart na 47152. Everest Wealth is 'n gemagtigde finansiële diensverskaffer. R2 per SMS, besenfees geld.
Die nimmerlike Estel van Staden, besige ontbytsake projekbestuurder. Goeiemôre. Môre Leon, Dis lekker dat jy bietjie by ons kom Ja, ja. kuier vir 'n slag. my beurt. Jou volgende fokus handel oor 'n tema. Vertel ons bietjie daarvan. Ek gaan weer 'n bietjie 'n program doen oor onderrig en opleiding. Wat baie belangrik is in ons industrie en dit speel 'n belangrike rol. Vertel wie kan deelneem aan hierdie tipe fokus want dit is 'n redelike wye veld. Ek kyk na primêr, sekondêr, tersiêr en dan enige maatskappy wat opleiding of kursusse aanbied. Dit klink vir my na 'n klompie mense wat nou sommer vinnig moet kontak maak. Wanneer word hierdie fokus uitgesaai? Alreeds die 19de Julie, so ek is hard aan die werk aan hom. Daar's nog net 'n paar plekkies beskikbaar. Spring mense, spring. Nou eers terug na Corlie. Sundays just got a whole lot easier with Pick n Pay supermarkets. Get 2 delicious rotisserie chickens for only 160 Rand every Sunday. Tender, juicy and full of flavor, all at an unbeatable price. So why cook when you could grab 2 ready-to-serve rotisserie chickens and make your Sundays stress-free? Head to Pick n Pay supermarkets this Sunday and save while you feast. Pick n Pay supermarkets, where great meals come together for your family. T's and C's apply. Julle het nou gesien hoe maklik dit is. Ek gooi al die krummelbestanddele net bymekaar sodra dit op 'n lae spoed goed deurgemeng het, lyk die deeg en die krummels dan nou soos ek dit hier voor my het. Dan verdeel jy nou net jou bessie mengsel eweredig tussen die bakkies insluitend al hierdie sappe wat hier aan die onderkant van die bak vorm. Dit gee net daai tikkie vloeistof vir die bessies om so effe sag te kook in die oond. Nou ek het dit reeds gedoen om dit in die bakkies in te sit en dan al wat jy nou gaan doen is jy gaan jou vingerpunte gebruik om al hierdie krummels so lekker of so 'n bietjie groter krummels te vorm en dan te versprei en te strooi oor die bokant van die bessies. Nou kom ek wys jou eers hoe ons die krummels doen en dan gesels ek oor die chantilly room. Nou al wat jy doen is jy vat nou jou hande so, ek gaan die bak neersit, dan werk dit dalk beter. So jy omdat hy die botter in het, kom hy lekker bymekaar en dan krummel jy hom nou net so bo-oor. En onthou jy gaan dalk nou nie die hele bakkie heeltemal toemaak nie. Jy sal sien wat gebeur in die oond. Hy val ook bietjie plat en dan borrel daai lekker sous aan die onderkant oor en bo oor die bakkie, maar dis deel van die hele, ek wil die Engelse woord gebruik, look van die nagereg. So hy moet omtrent so lyk en dan nou hierso in my mengbak het ek dan nou my jy kan of dubbelroom of jy moet, ek gaan die Engelse woord weer gebruik, whipping cream. Onthou as jy gewone vars room gebruik, is sy vetinhoud dan nou nie so hoog nie en dan klits hy nie lekker styf nie. So hier in 'n klein bakkie het ek dan nou, jy kan 'n vars vanillapeel gebruik en net daai lekker saadjies afskraap. Hierso het ek sommer die ekstrak gebruik, hy's reeds en dan gooi ek hom in, jy gaan nou sien in die room het hy dan nou so lekker daai wit of die swart korreltjies binne-in en dan gaan ons hom nou styf kop en dan het ek hierso net so 'n bietjie icing sugar, wat is die Engelse woord? Ja, tussen die Engels en die Afrikaans vir suursuiker. Tussen die Engels en die Afrikaans hier vandag. Nou dan is dit reguit oontoe met hierdie bakkies op 35 tot 40 minute op 170 grade totdat daai sappe so lekker begin borrel. Nou wanneer ek terugkom, dien ons op en sit ek alles bymekaar vir jou. Welkom by Kiebersake en dit was landwyd lekker koud gewees hierdie week en die somer lyk my nou is nou amptelik verby. Ons meteoroloog Annika de Beer doen elke woensdag 'n midweek weervoorspelling op Facebook. As jy wil seker maak jy moet die baadjies uithaal of gaan berre, gaan kyk daarna. Johannes Hendrik het jy sy waardering daarvoor uitgespreek en hy sê onder andere die winter is op ons. Dit is inderdaad op ons, Johannes. Ek dink ons moet Annika se van na De Weer toe vaar. De Weer, ja. Vanessa Marie de Tooy was verlede week ons Bomb Squad aanbieder en ons het ook heel gepas saam met 'n bekende lid van die Springboks se Bomb Squad, Steven Kitshoff gekuier. Ons kykers het baie van haar as aanbieder gehou. David, ons het meer werk vir jou nie. My job is op die lyn nie, so lyk dit my. Frida de Klerk het gesê, Vanessa Marie,
jy het gesprankel of sprankel na die ateljee toe gebring. Jy is pragtig en 'n natuurlike aanbieder. Suid-Afrika se liefling. Okay, cheers. Tini Verwy het heel hartig saamgestem. Hy sê baie goeie program gewees, het dit geniet. Vanessa Marie het haarself oortref met haar aanbieding as die Bomb Squad. Dawie hier sou moet oppas. Almal was pyk met hulle aanbiedings. Almal. Hy soek vir 'n kompliment. Nou julle weet ek doen allerlei mal goeters. Nou met een ding is baie seker ek is nie 'n goeie sportman nie, maar ek probeer allerlei dinge doen. Nou dit is belangrik. Almal van ons kan enige iets doen, jy moet dit net probeer. Nou hier's 'n ding wat ek nou gaan probeer. Ek ry so oor 'n week of 2 ry ek 'n groot fietswedren en in Augustus beplan ek om Kilimanjaro op te klim en dan af te ry met 'n fiets. Hou ons Facebook hoe goeters dop as iemand wat wil saamgaan, doen dit gerus. Maar wat ek toe nou agterkom, ek is nou nie vreeslik oorgewig nie, maar ek is so 5 kilos wat ek vinnig wil afskit, want ek by die 5 kilos kan afskit, want ou moet behoorlik voorberei wees vir hierdie tipe van goede. Wie anders om te vra as ons goeie vriend Christo Strydom? En Jesus sit by my. Christo, goeiemôre, baie welkom. Ja nee, baie dankie. Ja. Ek kom toe nou na jou toe vir jou sê vir jou luister, hier is net 5 kilos wat ek vinnig wil afskit om reg te kom vir hierdie oefenprogram vir my en jy sit my toe op hierdie ding van jou. Wat gee my eers die statistieke, wat het toe nou gebeur? Nee, wel die geluk met Dawie was en is eintlik ek moet eers daar begin en sê dis baie moeilik om 'n ou soos Dawie in die oë te kyk en te sê ek beloof jou in 10 dae gaan ek jou daai 5 kilos laat val. En op die 8ste dag toe het hy die 5 kilos geval. So sy vetpersentasie het gedaal en hy's nou vry om nou te gaan oefen en nou gaan hy spiere bou. Ja, en fiks word in die proses. Dit is reg. En al wat dit vir hom gedoen het is daai pakkie wat daar voor hom staan. Dit is die hele hy het daai hoeveelheid gehad en dit het 5 kg van hom af weggeneem en dit is gelykstaande aan 7% van sy liggaamsmassa het hy in 8 dae letterlik verloor. Nou die hele ding behels, weet ek mos nou, want ek is nou deur hierdie ding. Jy drink 'n sekere aantal pille en dan gaan dit ook saam met 'n sekere dieet wat daarmee saamgaan. Ja. Hierdie pille wat hoofsaaklik hier binne is, waar kom dit vandaan? Wat is dit? Kyk, basies is dit 'n groente basis. Die een blikkie daar, die grootetjie, is 'n groente basis. Dit is rou groente wat gedehidreer is. En wat verlore gaan is die water en van die goeie suikers wat wel in daardie groente is, word ook vernietig om na poeier toe te kry. Dit het ons jare gevat en jare se navorsing voor ons dit in 'n poeiervorm so in 'n rou materiaal kan gee. So ek gee vir jou basies 4 pille in en dan dit is so goed soos 'n bakkie van 80 gram rou groente wat jy inkry in jou maag. En daai goed groei en dit sê vir jou brein, jy het genoeg in en dit het al die nutriënte in. Dit help nie jy gebruik 'n sop te eet nie. Ons het eers met hierdie ding met sop te eet te begin. Maar die mense se hare het uitgeval en sulke drastiese goed het gebeur. Naals het losgekom. Maar wat nou belangrik is, jy moet ook 'n sekere dieet volg en jy het 'n spesifieke dieet, maar daar is ook 'n mate van selfbeheersing wat mense. Jy moet so 'n bietjie daarmee jou bydrae ook maak. Kyk, jy mag nie honger word nie. Dis nie nodig nie. Jy hoef nie honger te word nie. Maar jy kan nou regtig nie gaan en chocolates eet en Coke drink. Jy moet eet wat ons sê op daai program, maar soveel as wat jy wil. So daar's geen hongerte nie. En eintlik is daar geen oefening nie. Met jou het ons nou net die ander voorreg, ons gaan jou nou laat oefen. En ek sê nou vir jou, as ons van daai groen, daai Bali green wat jy daar voor jou sien staan, ek meen, dit is 'n wonderwerk daai. As jy nou die berg klim, dink ek moet jy dit saamvat, want dan gaan jy met die fiets op jou rug oploop en weer terugloop en jy sal nie wil afry nie, soveel energie sal jy hê. Nou die hele storieetjie, hierdie bergklimmering, opklim en afry met die fiets en so, dit gaan ek nou alles natuurlik vir julle die hele tyd op hoogte hou mee en hopelik gaan ek van hierdie pille van jou saamvat. Christo, baie dankie dat jy weer 'n keer hier by ons 'n draai gemaak het. En kom ons hoop net maar laat ek dit gemaak. So volg jy my ten minste op hierdie. Nee, wat Dawie, gebruik net wat ek vir jou sê, jy moet gebruik op daai berg. Dankie Christo. Nou het julle dit onthou nou, gevolg is op Facebook en dan kyk hoe vorder ons met die beplanning van hierdie groot avontuur. Volgende kyk ons na Alkant Mooi, dis die luukse selfsorgakkommodasie in die privaat natuurreservaat op die tuinroete en daarna begin ons met 'n splinternuwe leefstyl sake reeks saam met Dr. Judy. Here,
where the turquoise waters of the Indian Ocean merge seamlessly into lush green forests and golden fynbos. One finds a paradise like no other. Every detail is designed to make your stay unforgettable. From sunrise to sunset, creating moments that will stay with you forever. Alkant Mooi, feed your soul. Ontbytsake projekbestuurder Estelle van Staden doen 'n sakefokus oor onderrig en opleiding. So, as jy 'n verwante onderneming in die bedryf het, skakel vir Estelle vir uitstekende televisieblootstelling. Dit word op 19 Julie uitgesaai. Jou vel is so uniek soos jou vingerafdruk en Biomedical Emporium se oplossing is so uniek soos jy. Klinkklare wetenskap, beskikbaar uit die liefde vir jou vel. Regte mense, regte vel, regte wetenskap. Mei is velkanker bewustheidsmaand en dit is natuurlik 'n siekte waarmee ek my eie pad stap. En om bietjie met ons daaroor te gesels het ons vir Dr. Judy vandag hier. Goeiemôre Dr. Judy, altyd lekker om jou in die ateljee te hê. Dankie Annika. So, as 'n inleidende vraag, kom ons gesels net vinnig oor die verskillende tipe velkankers. Wel, die heel eerste tipe velkanker wat jy kry is 'n basale selkarsinoom, so 'n tipiese klein seertjie wat net eenvoudig nie wil gesond word nie. Dan kry jy ook 'n plaveisselselkarsinoom wat baie skilveragtig is op die vel en dan melanoom waarmee wat jy het en ook alle eer aan jou wat daaroor praat vandag is 'n baie meer kwaadaardige en die mees aggressiewe kanker en dit word ook baie onder meer jong mense gediagnoseer. So net vir interessantheid ook wat melanoom aanbetref, as jy na hierdie musie of ekspressies gaan kyk op die vel, die Engelse praat van ABCDE's, so mense kan self gaan kyk. As jy musie het, asymmetries, kan jy lyn daardeur trek, kan die twee dele met mekaar vergelyk word, of is dit identies of nie. B, bordes, is dit ongelyke randjies. C, is dit color, is daar meer as een kleur. D, dimensie, word daai musie of uitgroeisel bietjie groter. En dan E, evolving. Jy weet, so mense wil nie eintlik iets meer as 6 mm in dimensie hê nie. En dis hoekom dit so belangrik is dat mense daarna moet kyk jaarliks. Absoluut, en soos jy sê, dit is nie 'n ou mens siekte nie. Ek het dit op 29 is ek daarmee gediagnoseer. So dankie vir daai wat jy nou net gesê het, want dit is baie belangrik dat ons weet wat om vooruit te kyk. In my geval was een van die eerste behandelings wat ons doen het of toegepas het, was om die melanoom self uit te sny. En natuurlik op daardie stadium was die laaste ding waar ek ge-worry het was enige letsels wat ek gaan oorhou. Ek wou net van die kanker ontslaa raak. Maar nou is dit 'n tyd later en ek het wel letsels van die operasies wat ons gedoen het. Is daar enigiets wat ons kan doen aan hierdie letsels? Wel, ek sal sê die probleem is van hierdie kanker word baie uitgesny. So hierdie kankerpasiënt het die een uitsny sessie of chirurgiese sessie na die volgende. En baie keer is dit in hulle gesigte ook. So saam met dit gaan ook baie inflammasie, maar nou wil jy nie eintlik bestanddele of behandelings gebruik wat dit meer kan aanwakker en kwaad maak nie. So my advies is wat produkte byvoorbeeld aanbetref, is gaan soek vir produkte wat silikoonbevattende bestanddele het of ceramiede en peptiede, enigiets wat niks gaan kwaad maak nie. En in daai letsel kan jy bietjie liggies masseer en so voorts en jy kan selfs bietjie professionele behandelinge doen. Ek weet ons sê chemiese afskilfering en dit klink seer en aggressief, maar jy kry konservatiewe chemiese afskilfering wat net help om die weefsel differentiasie en proliferasie weer te stabiliseer en seker te maak dat jy nie 'n hipotrofiese of 'n keloïed weefsel vorm nie. En ek het juis vir so 'n behandeling by julle praktyk gegaan, nou 'n paar jaar nadat my eerste operasie plaasgevind het vir die melanoomkanker wat ons uitgesny het. En ek was aanvanklik baie skrikkerig en op my senuwees want ek is bang om iets op my vel te doen, aangesien ek nou so mooi na my vel probeer kyk en aangesien ek weet ek nog steeds behandel word ook vir melanoomkanker. Maar julle het my baie gerus laat voel en jy het ook vir my verduidelik daar's heelwat goed wat julle nog steeds kan doen wat saggies vir die vel is. Vertel vir ons 'n bietjie daarvan. Ons kry eintlik baie verwysings van onkoloë en dermatoloë waar hierdie pasiënte na ons
ons kom en ons maak gebruik van lae konsentrasie glikoliese sure wat op die vel gebruik kan word. Nou wat lekker is van dit is dit staan bekend as 'n tyrosinase inhibeerder, maar wat dit eintlik beteken is die selle wat pigment vervaardig word nou net so bietjie onderdruk en melanien sê klaar vir jou, dit is 'n pigmentvervaardige tipe kanker. So as jy sekere bestanddele gebruik wat soos glikoliese suur het, sekere vitamiene ensovoorts, is dit so belangrik dat dit rustig is op die vel, want kankerpasiënte gaan vir behandeling soos immunoterapie. So jy wil alles wat jy kan doen om die immuniteit van die vel en die optimale karakteristiek van die vel te verhoog, wil jy inkry om te kan help. Dr. Judy, baie dankie. Dankie dat julle so mooi na my gekyk het by julle praktyk en dankie dat jy ook vandag met ons kom gesels het. Ek voel, soos julle kan dink, baie ernstig oor hierdie saak en dankie dat jy dit so mooi aan ons verduidelik het. Baie dankie vir jou. Daar wie gesels net hierna met Willem Basson van Efficient Wealth oor finansiële boedelbeplanning en finansiële sake. It's the festival Welkom has been waiting for. Biggie, Synth, Peter, Timo, ODV, and many other top artists. The Gauntlet Obstacle Course, drink specials, and a VVIP area, so you can get up close and personal with the artists. 4 massive bars and superb prizes to be won. It's the Welkom Feest on the 31st of May for the ultimate music experience at the Ladies Bar Welkom Club. Don't say we didn't warn you. Visit Let's Get Events and tickets on howler.com. 'n naam is nooit net 'n naam nie. 'n Naam, 'n reputasie word gemeet nie aan wat dit sê nie, maar aan wat dit doen. Beskerm jou besittings en verseker jou finansiële toekoms. Kontak ons. Die nasionale hoof van besigheidsontwikkeling van Efficient Wealth is Willem Basson. Goeiemôre Willem. Môre Dawie. Heerlik om jy te hê. Praat jy. Luister, as mens nou praat van boedelbeplanning, dan praat mens gewoonlik nie op die ou dag van boedelbeplanning nie. Dit is 'n soort van 'n ding wat voor die tyd gebeur. Maar dit is nog krities belangrik nie waar nie? 100%. Ek dink veral, jy weet, wanneer 'n ou gaan kyk na die woorde wat hulle sê, wanneer raak jy ekonomies onaktief? Met ander woorde, wanneer raak jy ekonomies onaktief? Baie keer as 'n ou by jou aftrede kom. Met ander woorde, jy kom by aftrede, jy tree af, nou moet ou van die pensioenfonds en daai tipe van geld leef. Maar baie belangrik ook, ou raak ekonomies onaktief die dag as daar iets fisies met 'n ou gebeur en jy raak die terminologie wat hulle gebruik is ongeskiktheid of jy het fisiese inkortings. Dit gebeur ook baie keer dat jy weet, jy kry een of ander van die snaakse siektes, kanker, beroerte, demensie, hierdie tipe van goed wat elke dag met jou gebeur. En dan raak jy onaktief. Jy raak ook natuurlik vir jou familie en jou gesin ekonomies onaktief die dag as jy afsterf. En daarom moet jy gaan kyk na wat gebeur as daai dag met jou gebeur. Met ander woorde, jy raak ekonomies onaktief, kan 'n ou nog volhoubaar gaan kyk na versekering en versekeringsprodukte en een of twee ander interessante goed. Maar mens lewe ook mos heel wat langer nou dees. Ja, natuurlik lewe ou langer en dis 'n probleem. So wat ons deesdae gevind het wat moet gebeur is, as jy gaan kyk na finansiële beplanning en veral boedelbeplanning vir daai wat as dag, as jy dan nou ekonomies onaktief raak en jy kry nie meer die salarisse in nie, wat gebeur met tipiese goed soos argumentstalwe jou mediese fonds? Ja. Kan jy aanhou om jou mediese fonds nog steeds vir jou gesin en vir jouself te betaal? Wat gebeur argumentstalwe as jy enigiets gedoen het rondom lewensversekering? En deesdae bou die versekeringsmaatskappye goed ongelooflik interessant. So jy kan 'n afsnydatum kry. Jy kan sê, goed, kom ons gaan kyk. Op ouderdom 55 gaan ek heel moontlik begin afskaal, maar dan moet daar 'n struktuur in plek wees wat sekere van my versekeringsvoordele gaan betaal. En daai goed is deesdae in plek. Is dit baie belangrik om voortdurend hierdie ding aan te pas en daarna te kyk? Ja, want ek dink die evolusie gebeur soos wat met alles gebeur rondom ons, elke dag in die wêreld, is die versekeringsindustrie ook besig om elke dag aan te pas en te weet van die veranderinge wat vorentoe gaan. Met ander woorde, wat gebeur die dag as jy aftree, is ekonomies onaktief? Kan ons strukture en planne in plek sit om gedurende daai periode, wanneer jy nie meer die geld kry om die groot premies te betaal nie, om dan jou premies te betaal? Wat gebeur die dag as daar iets fisies met jou gebeur, jy het fisiese inkorting en jy kan nie meer verder werk nie? Kan ons dan jou premies verder betaal op sekere strukture? En dis baie belangrik. 'n ander interessante ding is natuurlik langtermyn gesondheidsorg. Daar's uitstekende produkte en bekend, die Engelse praat van frail care, en daai goed
moet jy ook gaan afstof. En as jy 'n expert wil hê, 'n kenner wil hê wat jou advies oor hierdie goed is gaan praat met die mense by Efficient Wealth. Willem, baie dankie dat jy volgende weer 'n keer by ons 'n draai gemaak het. Nou van finansiële sake na vrousake en Charlene gesels nou met Narina Kloete van 'n Blou Klippen oor die wynmaakbedryf. Vroue Sake word met trots aangebied deur die Be Loved Foundation. Be Loved Foundation. Saam maak ons 'n verskil. In die Junie-uitgawe van Rooi Rose is 'n artikel oor twee formidabele vroue agter van die land se bekendste wynhandelsmerke. Isel van Blerk van KWV se vlagskipreeks The Mentors en Narina Kloete van Blou Klippen wat vandag hier by ons in die ateljee kuier. Narina, baie welkom en hierdie pragtige bottel wat jy saamgebring het, baie dankie daarvoor. Baie dankie dat ek hier kan wees, ja. Kom jy uit 'n familie van wynmakers of hoe het jy in die wynbedryf beland? Nee, ek is in die Vrystaat gebore. Okay, is baie ver van die wynlande af. Baie ver. En ek spot altyd om te sê toe ek klein was nie die verskil tussen Chardonnay en Cabernet geweet nie. Maar ja, toe as ek hierso op nou se daar graad 3, standaard 1, afgetrek na die wynlande toe en toe blootgestel in die omgewing en ja, toe het dit net die natuurlike keuse geword na skool. Hoe die rol van 'n wynmaker verander? Want is jy deesdae meer 'n ambassadeur vir die handelsmerk as net om daar agter in die kelder weggesteek te wees? Ja, 'n paar tyd is ek baie keer maar weggesteek in die kelder want jy's besig maar dis definitief daar's 'n rol wat jy's 'n verlenging van die brand of die handelsmerk en ja, dis deel van jou. Jy sit tog maar baie keer soos enige kind. Jy sit maar so 'n bietjie van jou hart in die produk in, maar dis definitief, dis nie net geval van vat 'n dryftrap om en kry sap en maak wyn nie. Daar's baie in die proses ook, maar daar's definitief in wat jy insit in die bottel en dit is deel van die handelsmerk en dis ook deel van wat jy doen en die kennis wat jy het en insit ook om die verbruikers daar buite dit te leer want dit capture die mense om die produk in en ja, wyn is nie, ek sê altyd ek sou koeldrank gemaak het, maar daar's iets in wyn, dis die kuns in wyn, hoekom ek wyn maak geswat het. So. En hoeveel van jouself het jy nie al ingesit in die wynmaakproses nie, want jy het soveel pryse en vermeldings en trofeeë gekry, wat is die top 3 wat vir jou uitstaan? Wat vir my baie uitstaan die laaste ruk is by Blou Klippen en ons in 2022 vir ons Malbec 2020 vir die eerste keer in 20 jaar Veritas dubbelgoud gekry. So daai erkenning om dit vir die handelsmerk terug te gee en te doen. En dan ook die bottel wyn wat julle daai, dit is ons De Blauwe Klip 2020. Dis 'n Bordeaux styl versnit wat verlede jaar dubbelgoud gewen het en ietsie nuuts is ons het in 1993 laas 'n Chardonnay gehad op Blou Klippen. En toe het ons besluit in 2022 om weer Chardonnay te maak, so houtgegiste verouderde Chardonnay en ons 2023 Ouchard het verlede jaar by die Trophy Wine Show wat deur Investec geborg geword 'n goud gekry. So dis daai van jy sit jou kop so bietjie op die blok om 'n nuwe produk te launch na 30 jaar en dan wow, dan kry jy die awards af. Baie vinnig, 2025 wat beplan jy? 2025, pars is daarom klaar, meeste goed is al aan die verouder. Ons is baie optimisties op die plaas, ons plant bietjie Cabernet Sauvignon, Malbec en dan ook Chardonnay op die plaas. Ons sien verskriklik uit daarna. Dankie vir jou borrelende geselskap en vir die lekker wyn wat jy saamgebring het. Ons kyk gou na die Rooi Rose Junie-uitgawe wat tans op die rakke is, waarin jy die artikel oor die vroue wynmakers kan lees en daarna gesels Dawie met Tony Leon oor sy pas vrygestelde boek Being There. In jou Rooi Rose, Nadia Bekes is besiger as ooit en gesels oor werk en hoe ouerskap haar lewe vervolmaak. Dis ons Moedersdag uitgawe en ons loer by sangeres Lia en haar ma, aktrises Therese Bam en Dorette Potgieter in. En ons gee raad vir matrikulante hoe om 'n sinvolle gapjaar te neem. Die Mei-uitgawe is nou by die meeste winkels vir slegs R69.90 beskikbaar. Kry jou Rooi Rose, sit agteroor en geniet die uitgawe. My beurt om met Tony Leon te gesels. Tony, ek moet vir julle sê, dis my groot eer om saam met julle te kuier vanoggend. So, weer 'n keer, baie welkom. Ek ook, baie dankie, Davie.
Julle is nou politieke leiers en ek moet vir jou net so te loop sê as julle nie weet nie dat ons gewone mense wanneer ons nou braaivleis hou en dan bespreek jy is nie 'n gewone mens nie. nie. Natuurlik, ons bespreek julle. Ons beskinder julle politici elke keer. Die ou is dit, daai ou is dat, hy weet nie wat hy doen nie en so. Maar laat ek eers begin op 'n ernstige noot. En dit is dat jy het nou gepraat met my agbare kollega en jy het verwys na die verlede en waar jy groot geword het en daar was 'n groot klomp mense wat anders ter geleef het. Nou ek het 'n klomp navorsing gedoen oor hoe ons verander het oor tyd in Suid-Afrika. En ek is bevrees dit het nie baie verander nie. In baie gevalle is ons swakker daartoe in baie gevalle. Ek wil jou weet, jy het drome gehad vir die nuwe Suid-Afrika. Hoe jy die eerste dag toe in die parlement gesit het, F.W. de Klerk 'n groot toespraak van hom gehou. Jy het drome gehad vir die nuwe Suid-Afrika en as jy terugkyk waar ons vandag is, hoe voel jy daaroor? Het ons van hierdie drome bereik? Well, baie van daardie drome is Go for it in English. Is ongelooflik nie die waarheid van mense se lewe vandag nie. So I am disappointed because we did have great expectations and what F.W. de Klerk did that day was to do a courageous thing and we've never really seen it since because he was prepared to turn around a situation where wonderful Afrikaans word, dit was en daardie daar rampspoedig in Suid-Afrika. Daar's 'n burgerlike oorlog en so voort. Jy ken die geskiedenis. So he set on another path and Mandela to an extent followed on that path and made us the international heroes of the day. And since then, perhaps since about the early 2000s, we've been going in the other direction. And you were having a discussion now with Tim about, the economic crises we face, and there are many, and jy is die deskundige nie, my nie, of ek nie, in verband met die ekonomie, maar ons, dis baie duidelik, hoe die regering, die huidige regering, die voormalige regering, die situasie nie hanteer nie, en ons sit nou met baie groot probleme, en ek dink dis baie laat in die dag om 'n verandering te maak. Generally speaking, if you look at politicians, what are the choices they make? Is it a choice for the country, or is it mostly a choice for their political aspirations or for the political parties? Because sometimes I get the impression they intentionally making the wrong decisions, implementing the wrong policies. It looks like that. I absolutely agree. Look, Davy, let's just take, I think, the worst aspects of ANC economic policy. There's employment equity, BEE, which has done huge economic damage, never mind who it discriminates against and who it favours. I was looking at a poll just the other day from the Institute for Race Relations. The majority of ANC supporters don't support those policies. So why does the ANC government proceed with them? And you've got to ask yourself a question. But, there are other examples, and I don't want to say this, I'm not, here as the DA spokesman. The DA accepted a fairly mediocre deal, I think, and I write it up in the book, the detail, my dagboek van die onderhandelingsproses, big to go into this government because they actually need to do something for the country, and the country duty was to keep the EFF and MK out of government. So not always do politicians just do the wrong thing to enrich themselves. Sometimes I think they do the right things at their cost. And to go back to one of the subjects of my book, F.W. de Klerk, he brought those changes and he was out of power in 4 years. So his presidency was one of the shortest but one of the most consequential. Ons is nou terug weer by mekaar. Waar is die jep? Ons moet vinnig by Corlie 'n draai gemaak want ons magies moet natuurlik ook volkom. Nou ek gebruik nou vandag bessies, maar iets wat ook lekker werk met hierdie resep is natuurlik perskes of appels. Gebruik die vrugte wat in seisoen is, dit is bekostigbaar en mens moet mos natuurlik eet waarvan jy hou. Nou ek gebruik vandag room, maar in die somer is 'n yskoue skeppie vanilla roomys heerlik saam met die nagereg. Nou die bakkies ryk en lyk heerlik en bitter lekker hier onder my neus. So laat ek dit net so 'n paar minute afkoel en dan sodat dit nie heeltemal die room nie dadelik smelt nie, of ek wil nou sê room temperature. Ek bedoel kamertemperatuur is nie, maar dat hy net so bietjie warm nog is, maar nie heeltemal koud nie. Nou al wat jy dan nou doen is die volgende. So hier is my room wat ek lekker styf geklop het
En dit help ook net dan, soos ek sê, dat hy net so oombliekie afkoel dat dit nie heeltemal die room dadelik smelt nie. So al wat jy nou doen, jy sit so lekker blop room op en dan vat ek sommer net vir mooiigheid, vat jy so 'n bietjie versuursuiker en sommer net so bo oor jou bord. So ek sou bang die hele ding val uit. Dis sy. En dan heel laaste kan jy nou natuurlik 'n paar van hierdie vars bessies ook hier binne insit. Ek kan hom so omdraai dat jy kan sien. En dan laaste net so ekstra stukkie mooi. Ja. Dan net daai nou nog mooi maak, hoor. Gaan probeer gerus die maklike en lekker nagereg. Al die bestanddele is beskikbaar by Pick n Pay. My resep is op ons ontbytsake webtuiste en ook op die Facebookblad beskikbaar. Geniet jou naweek en bly warm in die ysige koue. Nou Dawie gesels nou verder met Tony Leon, ons gas vandag. Op die ontbytsake webblad kan jy uittreksels van ons verskillende segmente kry, soos nuussake, landbousake, smulsake, kultuursake, vrouesake en baie meer. Ek gesels verder met Tony Leon. You refer to masks when you spoke to Charlene. So which one are you wearing at the moment? No, I'm the charming one. I'm Donald Trump. I'm just exactly the same, whether I'm at home or anything. No, look, all politicians do wear masks. So I'm not sure Trump does it all. I think no, he's got one mask. He's got one mask, and it's not always so pleasant, as we saw the other day. But I think you know, political leaders who are effective can't always be the same thing, and they've got to sometimes change their attitude. And I examined that with Nelson Mandela because he was, in many ways, the greatest and the biggest leader we had. But he wasn't always the same thing to every audience and every person and every personal. So I think you see that. But, you know, they said of the politician, he's very two-faced, and I don't like either of his faces. So some of them get it wrong. And I think Cyril Ramaphosa is an interesting example, Darby, because when those words came slipping out met die vlugtelings, die Afrikaan, die eerste groep wat daar die feesake kom, hy het hulle lafaards genoem. Ja. Nou, hoekom is hulle lafaards en al die ander mense wat in die buiteland as Suid-Afrikaners is nie lafaards? Yeah, it's the despicables, the Hillary Clinton despicables. I mean, that was a serious slip of her side. The other one, if I can just talk about his slips, and I don't know whether dis die ware Jacob, that's really him, or just being, you know, indelicate. He called all whites colonialists. Yeah, that's and he said that not in South Africa, but in West Africa. Yeah. And I thought, dis interessant. Wat beteken dit en wie is jou by die einde van die dag, meneer Ramaphosa? He's supposed to be the president for everybody. Can I just ask you something about the GNU? We don't have much time, and I need to get into that. So you were called by John Steenhuisen. He called you one evening and said, listen, come and help us here because I want to talk about the quality of the leadership in a DA, because I got the impression after the formation of the so-called government of national unity, which it isn't, it's a coalition. I got the impression that the ANC die DA op sleeptou geneem. The DA only got their voices, found their voices with the VAT debacle. Met die begroting. Met die begroting. En dis waar, maar ek moet vir jou net een ding sê, en daar's baie dinge om te kritiseer oor die DA en ander lede van daardie regering. Maar die DA se mag of sogenaamde mag is nie in die kabinet nie, maar dit is in die parlement. Dis 'n goeie punt. Want net in die parlement is die 22% van die DA en die ANC 40% tel dit iets. In die kabinet, die ANC het 70% van die kabinetsetels. So ek dink dis die verskil. En jy kan sê, jy behoort om 'n beter ooreenkoms te kry. Ja, maar dis die geskiedenis. Maar die waarheid of die werklikheid is, wanneer die ANC afhanklik is vir 'n stem in die parlement, kry jy 'n ander uitslag, soos ons in die begroting gesien het. Maar moes die DA hierdie swak posisie eintlik in die kabinet aanvaar het? I mean, shouldn't they have been a little bit more you know, we tried. Demanded more. Should you not have demanded? Well, I think we did. But we had very limited time. There was 2 weeks. But, you know, one of the people I mentioned in my book, you know, name dropping, was President Clinton. Yeah. And when President Clinton came to South Africa in 1997, he had a tea party with all the opposition leaders,
And he said to General Viljoen, who then was the leader of the Freedom Front, and Viljoen was saying something about the situation in South Africa. He said, you know what, General, I'm not saying it's perfect, but it's fantastic compared to what it could have been. So to answer your question using Bill Clinton's language, it's a mediocre deal. I describe it as a mediocre deal. But keeping out the others, I see in the White House. That's the excuse. That's Well, I mean that's also it's the excuse and the reality. And if we go and poll your viewers here or Ontbyt Sake, and you said, well, should the DA pull out or shouldn't have gone in, and you get the EFF in, you'll probably get the majority. You'll probably get the majority saying. I want to talk about that. Staan vas. I exactly want to talk about that. But just after this, ons gesels net hierna verder met Tony. Ontbytsake word met trots gevlieg deur FlySafair. Besoek flysafair.co.za en gebruik hulle laagkoste soekfunksie vir die mees bekostigbare vlugte na al die groot stede in Suid-Afrika en verder. FlySafair, vir die liefde van vlieg. Ek en Tony gesels verder. So you just mentioned, and I agree with you, that if you poll the Ontbytsake kykers and ask them, and they would probably say the DA should stay in. But my question, and Frans Cronje, he did some excellent research about that. And people, most South Africans actually, they either like the ANC or don't like, or the DA or don't like, whatever. But the majority of South Africans like the idea of this coalition. So in my mind, and I would like to get your views, in my mind, the average South African likes something between the DA and between the ANC. That is where the political fulcrum is, if you like. Do you agree with that? I completely agree with it. In fact, one of the conversations I had with John Steenhuisen during this process, I said to him, maybe by going into government, with all the disadvantages and the way they've been rolled over on Bella and Eiendomsake, go through a whole lot of issues they've lost out on, I said it will actually create an idea that the DA is no longer this, white supremacist, all this rubbish they talk about it. Yeah. Because why are you now running Home Affairs, or why are you running basic education? You're the same DA. But more particularly, I think, because the ANC is actually disintegrating. I mean, still the biggest party. It's on a downward path, as we discussed off camera. And I think what you're going to see now is a rearrangement. I don't know exactly how it will work out, Davy. I'm not a voorspeller. But I can predict that in 5 years' time, there'll be a different political order, maybe even a differently shaped government. And if the DA can just hold what it's got, add to it a bit, I think they might be in an important position going forward. Well, you mentioned the DA and people saying it's a white party and all that, which it isn't. Of course, but that's what they say. Yes, but there's still this kind of image. Isn't there space for another political party? Shouldn't we get some of the good guys in the DA and some of the good guys in the ANC, they're not that many, and form a new kind of political that could very well happen. That could very well happen. And maybe the experience of working together rather than being big enemies as we were in Parliament will create that cohesion. Look, a lot of it depends on how the ANC plays out. If a Mashatile comes in, and he will definitely scope out the DA, I think, and bring in the EFF. Yeah. If that happens, I'm sure there will be a stampede out of the ANC, not just among their voters, but among some of their key members. And if the DA, could do business with that faction of the ANC, I think that's quite possible. Well, what we're seeing at the moment, you have this huge support for, let's call it the left, and also for the ANC. In fact, that is more than about 2/3 of the population support that. If you add together all those bits and pieces, the EFF and the ANC. It doesn't look too good. I'm a little bit concerned about that. And given the fact of what's been happening to the economy recently, give us some hope. What's it going to look like? Will we be able, we the people of South Africa, we fixed it 30 years ago, will we be able to do it again? Davy, and I don't want to quote from our book, but you know this, you study economies. I came back from one of the worst-run economic, disaster areas when came back from Argentina in 2012. And as I described in my book, the dead hand of the Peronists made that economic disaster worse than South Africa's, actually, at even its worst point. And yet, 2 years ago, because they were so, forgive the language, gatvol. Ja. Die kieserkorps, hulle het hulle uitgeskop en beleid ingebring. Ja.
of inbring en hy het 'n groot verandering gemaak. And if you were to go to a bond buy even today, there's probably more appetite for buying Argentine bonds, despite its history, than buying our bonds in South Africa. As I say, cometh the moment, cometh the man. Ek wil net vir jou vinnig sê, want ons is nou klaar. Kyk, ek het as reël hou ek nie van politici nie, want hulle lieg, hulle is 'n klomp maskers, hulle bedra nie die belange van die land op die hart ten spyte van wat hulle sê nie. So ek het nie vreeslik baie respek vir politici as reël nie. Daar's 'n paar van hulle wat vir my werklik waar uitstaan en jy's een van hulle. En ek wil vir jou sê baie dankie daarvoor. Nie net vir jou integriteit nie, maar vir jou intellek ook, wat ook 'n skaars ding is onder politici. Baie dankie daarvoor en baie dankie dat jy vanoggend by ons kom kuier by ontbyt. Baie dankie vir die geleentheid en die gasvryheid en ek sien uit. Ons gaan vir jou iets gee om te eet en te drink. Ek wil net vir my kollegas iets sê. Nou, dit is een van die lekkerste programme wat ek nog gehad het by ons. Jy is die Wow. lekkerste mense. Wow, baie dankie. Baie dankie. En ek Fantasties. Dis die beste. Genoeg nou met die heuning kwas, okay? But now let's go a bit further. Tony, I would like to echo Davi's words. Thank you for bringing ook nigtig sjoe gedoorie waar integrity and yeah, we really enjoyed listening to you guys this morning and thank you for being here today. Well, thank you for and having we're sending you away with this beautiful wine and a leather wine sokkie van Boot and Rally. Very fancy, hoor. For a fancy gentleman. Baie dankie. Volgende week julle kuier ons saam met die aktrise en komediant Shimmy Isaac. So net 'n maatjie. Dit gaan pret wees. Dit gaan pret wees. Dit is lekker maar hier en shoot jongens. Dis net wyn. Wat is met die wyn? Jy moet dit saam met die wyn dit komplementeer. Ja, absoluut. Cheers. Gesondheid. 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 Gesondheid julle. Cheers. Monica. Nou kan ek vir almal name drop. Ek en Tony is big chum. Yes. And I still remain a fan of his surname. Yes. Bye-bye never forget your first julle. Lekker naweek. Cheers guys.